Alright, goeiemôre julle. Dit is so lekker om julle almal hier so te sien. Daar's 'n paar nuwe gesigte wat nie gisteraand hier was nie. Baie welkom. Dit is lekker om saam met julle te kuier. Ek is baie bly om te hoor dat dit lyk my die inligting het ingegaan, want as jy hom so mooi kon opsom, dan bedoel dit het hom sin gemaak. So ek hoop dat die wat gisteraand hier was, het ook gevoel dat dit het sin gemaak en dat dit nie 'n klomp te mekaar woorde was wat julle net in 'n te mekaar spel ingepraat het nie. Dit is 'n ongelooflike voorreg om in God se skepping te kan inkyk, is dit nie so nie? En ek dink dit is die kernboodskap wat vir my altyd terugkom, wanneer ook al ek na die liggaam kyk, is, daar is 'n skepper wat ons op kan vertrou. So dit is lekker om weer vanoggend nog 'n onderwerp by in te gaan. My persoonlike peanut gallery het vir my gisteraand toe ek by die huis aankom, gesê dat ek het heeltemal te laat vir julle vertel van Healthy Harry. So kom ek begin vir die wat nou nie gisteraand by ons was nie, dat ek net die saak ordentlik inbring. Laat ek net gou vinnig dubbel seker maak, almal is Afrikaans, nee, is daar enige iemand wat nie Afrikaans saam met ons verstaan nie, want as daar is, kan julle net waai, ons sal so elke nou en dan help. You're English. I've got good news for you. The slides are in English because I didn't have the time to translate them, so at least you can kind of follow with the slides. En vir die van julle wat nou my Engelse skyfies moet loer, julle kan maar net vir my sê as daar een of ander iets is wat julle wil opklaar van dit, maar ek gaan in Afrikaans gesels en die skyfie sal in Engels gesels. So ons sal tweetalig wees vir die dag. Een van die nuwe ervarings wat ek gehad het hierdie afgelope tyd is om met ChatGPT te begin gesels. Ek hoor van al die jong mense wat AI gebruik om interessante goeders te maak en toe dog ek wel, ek dink ek moet ook leer 'n bietjie. Dit was 'n ongelooflike leerproses. Healthy Harry het nie aan die begin so gelyk nie, maar uiteindelik toe kry ons vir Healthy Harry. En ons gaan hom nou maar Healthy Harry noem, want dit is ons anatomie student, of sal ons sê ons anatomie model, en ons kan so 'n bietjie van die liggaam leer en Healthy Harry gaan ons help. Daar was tye gewees wat Healthy Harry 2 knieë of 'n ekstra knie gehad het of sonder 'n been was, maar ons het ten minste die beste prentjies gekry. Julle weet AI is nie so goed so slim soos wat God is nie. As AI probeer om skepings te maak en so allerhande die mekaar goeders wat daar uitkom. So, Healthy Harry gaan vir ons help om so klein bietjie meer te leer en vandag gaan ons na nog 'n gedeelte kyk. Gisteraand het ons begin en soos ons nou so kortliks gepraat het, ons het gesels gisteraand oor die longe en hoe die longe ons help om suurstof in die bloed in te kan kry. En daai suurstof kom al die pad in die bloed in tot by verskillende dele van die liggaam. En ek weet julle sal met my saamstem dat daai suurstof moet op die einde van die dag kom tot reg onder by my tone, is dit nie so nie? Want selfs die selletjies in my tone kort daai suurstof wat ek ingeasem het, is dit nie waar nie? So wat ons gaan bietjie oor gesels vanoggend is hoe vervoer hierdie stelsel al daai belangrike dinge. Ons het gepraat gisteraand oor hoe die suurstof van die longe af in die bloed inkom, maar vandag praat ons bietjie verder oor hoe dit nou verder rondbeweeg deur die liggaam. Wie van julle het al gewonder baie keer, hoe is dit dat die hele liggaam alles so mooi saamwerk? Het julle ook al baie keer daaroor gewonder, of is dit meer gereeld dat ons eintlik nie daaraan dink nie en ons bekommer net daaroor as ons toon stamp, dan dink ons aan die tone, maar andersins dan dink ons nie eers aan die tone nie, is dit nie so nie? So, ons gaan so klein bietjie praat oor daai groot Engelse woord wat hulle noem die cardiovascular system, en dit is maar eintlik die stelsel waar die hart betrokke is om ons liggame aan die lewe te hou. En ons wil dit 'n bietjie beter verstaan, want ons eintlik interessante goeders wat ons daar uit kan uittrek. En ek gaan nou hierdie ekstra woorde hier opsit, maar ek wil julle van die begin af sommer net waarsku, vir die wat nie gisteraand hier was nie. Ons het ook genoem, daar's 'n paar groot woorde wat ons baie keer op die skyfies het, en dit is maar net om seker te maak dat ek hier en daar slim kan lyk, maar eintlik gaan ons nie oor die groot woorde bekommerd wees nie. So ons gaan nie probeer om hulle te onthou nie, ons gaan nie probeer om almal van hulle te lees nie. Ons gaan dit probeer eenvoudig maak, sodat ons weet, ons kan huis toe gaan met 'n konsep wat sin maak in ons gedagtes. En wat ek hierop eintlik probeer het om net duidelik te maak en te illustreer, is dat ons bloed 'n groot werk het en verskillende dinge het wat hy doen. Nou, wie van julle het biologie gedoen in die skool, of party van ons het ons biologie 'n bietjie langer terug as ander gedoen, is ek reg as ek dit sê? Alright, wat is die hoofdinge wat julle al van gehoor het, of mense van praat, wat ons weet wat in die bloed moet wees? Stem julle saam dat ons dink maar meeste van die tyd aan die feit dat dit suurstof is? As ons almal stem saam met dit. So ons het gisteraand gepraat van die feit dat ons
vat 'n lekker diep asem in en daai suurstof gaan in die longe in, maar van die longe moet dit dan nou in die bloed inkom. So ons het gelukkig daai lesing opgeneem vir die wat wil later teruggaan om te gaan kyk, en as julle wil gaan kyk hoe lyk die prentjies van daai ligborreltjies of ligbabbeltjies in die longe en hoe dit in kontak kom met die bloed sodat daai suurstof in die bloed kan kom, dan kan julle teruggaan om daai lesing weer te gaan kyk. Maar nou weet ons okay, die bloed word vol suurstof gemaak deur wanneer ek inasem, maar dis nie net suurstof wat in daai bloed moet vervoer word nie. Want eintlik is daar 'n klomp dinge wat in die bloed vervoer word en ons het 'n bietjie suurstof, maar dan is daar ander dinge ook in die bloed. Onder andere is dit al daai belangrike nutriënte wat die selle nodig het. So die suurstof is nou een komponent, maar dan is dit die suiker wat bietjie energie gee en dit is die nutriënte, al die vitamiene, al die minerale, al daai dinge wat in die bloed is, word vervoer in die bloed. Hoekom sal die Here dit nou so gemaak het dat daai goeders in die bloed moet wees? Stem julle saam as ek sê dat ons kan daarvan aflei, as dit in die bloed vervoer word, dat dit iewers heen moet gaan? Maak dit sin? Dit klink dalk 'n bietjie eenvoudig, maar dit is eintlik die lank en die kort van die saak is, as dit vervoer word in die bloed, dan beteken dit dat dit moet iewers heen gaan. Waartoe moet al daai goeders heen gaan? Na die weefsel toe. Is daar selletjies in die liggaam wat nie suurstof nodig het nie? Stem ons almal saam? Daar is nie selletjies wat nie suurstof nodig het nie. Elke selletjie het suurstof nodig. Is daar selletjies wat kan klaarkom in die liggaam sonder water? Nie een enkele sel nie. So, ons kan aflei van dit. As ons kyk na wat alles in die bloed vervoer word, kan ons die afleiding maak dat elke liewe sel in die liggaam moet iets uit daai bloedsirkulasie uitkry. 'n ander manier om daaraan te dink is dat elke liewe sel in die liggaam sal doodgaan sonder daai belangrike dinge. Sou julle saamstem as ons dit so sê? Hoeveel selletjies sê ons is in die liggaam wat nie suurstof nodig het nie? Nie een enkele ene nie. Nou die interessante ding is dat daar is 'n paar selletjies wat suurstof nodig het, maar wat dit nie uit die bloed uitkry nie. Het enige iemand 'n idee waar daai selletjies is wat wel suurstof nodig het, maar wat dit nie uit die bloed uitkry nie? Daar's net een plek in die liggaam en dit is hier reg voor in jou oogbal. As jy jou vinger so per ongeluk in jou oog druk, daai gevoel wat vir jou voel asof dit so seer is, want as iets aan jou oogbal raak, dis net hierdie selletjies wat voor in jou oogbal sit, wat suurstof uit die lug uitkry. Die res, jou hele liggaam, iedere gedeelte van kop tot tone, benodig wat uit die bloed uit gegee kan word vir daai selletjies. So dit sê vir ons in opsomming, hoekom ons bloed het wat vloei deur die liggaam, want dit is 'n vervoermetode, dit is 'n manier vir 'n afleweringsstelsel, as mense dit so daaraan kan dink, sodat elke liewe selletjie in die hele liggaam die noodsaaklike dinge kan kry. Suurstof en water en vitamiene en minerale en al daai tipe van dinge. Maak dit sin, is ons almal nog bymekaar sover? Dan wil ons nie vergeet van hierdie onderste stukkie nie, en dit is dat daai bloed moet nie net dinge aflewer nie, maar die bloed is ook daar om dinge weg te vat van die selletjies af. Wie van julle het al gesien hoe lyk ons huise as ons vergeet het om die asblikke uit te sit die dag wat die asblikke opgetel word, as wat die gemors opgetel word? Julle het ook al dit gehad, nee, wat mense per ongeluk vergeet, dan besef jy Dinsdagoggend dat gister was Maandag en dan besef jy ook gister was Rubbish Day gewees en dan besef jy ook die asblik is nie uit nie. Okay, nou het ons laasweek se gemors wat in die huis is. Ons moet dit nou bewaar want ons moet nou wag tot die volgende dag. Het julle dit al gesien? En dan kom die volgende Rubbish Day en dan is dit 'n vakansiedag. Dan kom hulle nie om die goeders te kom optel nie. Dan het jy 2 weke sin wat opgetel het. Het julle dit al ervaar? Hoe lyk 'n mens se huis in die asblikke en die buiteasblik as daar 2 weke was wat niemand gemors kom optel het nie? Dit raak bietjie van 'n moeilike situasie, nê? En dan is daar daai scenario waar jou asblik in die huis 'n bietjie vol was en die ene kyk vir daai ene en daai kyk vir die ene en niemand weet wie se werk is dit om die asblikke uit te vat nie en op die einde van die dag is daar daai mystery juices wat daaronder so bymekaar kom. Julle het dit al ervaar, nê? Okay. Ek wil daai prentjie mooi teken in julle gedagtes. Ek weet julle is nou het julle 'n prentjie wat julle nie eintlik wil hê nie. Maar daai prentjie moet ons in ons gedagtes hê, want dit herinner vir ons dat daar 'n belangrike ekstra werk is van die bloed. Die bloed lewer nie net af nie, die bloed is ook daar om van elke liewe selletjie Rubbish Day se gemors weg te dra. En as dit nie sou gebeur nie, wat sou gebeur het in daai selletjie? Al daai gemors bou op en op en op, is dit nie so nie?
So ons bloed het 'n werk om aflewering te doen vir die selletjies en om dit wat skadelik is, die gemors of die afvalprodukte, om dit weg te dra van die selletjies, sodat dit uit die liggaam uitgeskei kan word. Is ons almal bymekaar sover? As julle net dit weet, dan het julle al klaar die belangrike boodskap sover. So dan kan ons amper stop, maar dan ons gaan so klein bietjie verder kyk. Daar's 'n belangrike gedagte wat in die Bybel deurkom, wat vir my altyd as ek hier aan dink, spesifiek by my gedagtes opkom. Daar's 'n versie in die Bybel wat sê, the life of the flesh is in the blood, en dit word eintlik herhaal op meer as een plek. Nou, ons gaan dit 'n klein bietjie verder uitbrei, maar kan julle sien van net wat ons nou al klaar oor gesels het, dat mens kan werklik sien dat daai stelling kan onmoontlik nie meer waar wees nie. Elke sel in ons liggaam se lewe en se gesondheid hang af van die bloed. Stem julle saam? So kom ons kyk so klein bietjie verder in hierdie stelsel en nou gaan ons 'n bietjie infokus op die are. Want kan 'n afleweringsstelsel werk as daar nie 'n pad is waar daai aflewerings by gemaak word nie? As jy jou bestelling insit by Takealot, hoe kom dit by jou huis uit? Sê bietjie weer? Daar moet 'n aflewering wees wat plaasvind en daai Takealot trokkie moet ry van waar ook al hy sy goeder opgetel het in Johannesburg of in waar ook al, en hy moet ry met die pad by jou om by jou uit te kom. Is ek reg as ek dit sê? Elke liewe ding wat afgelewer word werk so, is dit nie so nie? So Palabora se winkeltjies, as hulle moet hulle voorraad kry van kos en dinge wat ons na die winkel toe gaan om te gaan koop, dit moet dan by daai winkel uitkom deur dit wat afgelewer word deur die paaie-stelsel. Is dit nie so nie? Presies op dieselfde manier as ons nou weet dat die bloed is 'n afleweringsstelsel wat suurstof en water en vitamiene en proteïene en al daai dinge aflewer, moet dit op 'n manier vervoer en dit gebeur deur hierdie stelsel van die are. Nou hierdie prentjie wat ons hierso het, is 'n prentjie van 'n aar, as mens sou in jou gedagtes dink dat daai aar is oopgesny en jy kan die verskillende laagies sien wat in die wand van die aar is. Maak dit sin as ons na daai prentjie so kyk? En hulle het nou al die groot woorde hier, maar die lank en die kort van die saak is, soos julle kan sien, dat daai aar is nie net dieselfde soos die koperpyp wat die water gee vir jou huis nie. Dit is nogal 'n bietjie van dis soos 'n smart pypie hierdie. Hy het verskillende laagies en daai verskillende laagies doen verskillende dinge. En ek gaan nie vir julle vanoggend deur al daai laagies vat nie, want dit is 'n bietjie van 'n lang storie. Maar ek wil een spesifieke laagie vir julle uitwys op hierdie prentjie. En dit is, daar's 'n laagie wat van spier gemaak is. En dit is hierdie middelste laagie. Daar's 'n buitewand en daar's 'n binnewand en dan hier is daar laagies van spiere wat in die aar se wand ingebou is. Nou wat beteken dit? Hoekom is dit belangrik? Want waar jou waterpype wat water na jou huis toe bring, vaste, harde pype is wat nie kan beweeg nie, is jou are ingebou met 'n spierlaagie wat maak dat daai aar kan of kleiner word of nouer word, of hy kan ontspan en hy kan wyer word. So ons het hierso twee klein prentjies in die onderkant. Dis een prentjie daarso wat wys as daai aar se spiere saamtrek en hy maak die aar nouer, of as hy ontspan en hy maak dat daai aar 'n bietjie wyer oop is. Hoekom sou dit saak maak? Enige gedagtes van julle kant af, wie is ons plumbers wat hierso is? Is daar enige iemand wat plumbing doen? My man is eintlik in die elektriese kant. Elke keer as hy plumbing doen, dan sê hy, ek is so lief vir plumbing. Want as daar 'n pyp is wat bars en mens nou weer van voor af jou plumbing moet doen, dan sê hy weer van voor af, ek is lief vir plumbing. Plumbing is nie ons gunsteling ding nie, maar wat sal 'n plumber vir ons kan sê as hy na hierdie pype kyk? As ek kyk na die grootte van 'n pyp, het dit 'n impak op wat deur hom vloei. Sou julle saamstem, dit maak 'n verskil? As daai pyp baie nou is, wat gebeur met die drukking in die pyp in vergelyking met as die pyp lekker groot en wyd is? Die drukking gaan op. Is ek reg as ek dit sê? Dit hang natuurlik af van die volume, maar as daai volume konstant is, gaan dieselfde volume deur 'n nou pypie bietjie met hoë druk vloei. En wat is die maklikste manier hoe ons dit weet? As ons die tuinslang gebruik om die tuin nat te maak, wat maak julle as julle daai water bietjie verder laat wat spuit en druk jy jou vinger voor-in, reg? Dit maak dat die drukking 'n bietjie hoër gaan, sodat daai selfde volume water bietjie verder kan spuit. Nou die liggaam se are doen presies dieselfde. Daar is 'n, kyk nou hierdie ding. Daar's 'n tyd wanneer daai are nouer trek en daar's 'n tyd waar daai are ontspan. En hoekom
gebeur dit om jou liggaam se bloeddruk konstant te kan hou. Wie van julle het al gehoor van bloeddruk? Ons almal het al gehoor van bloeddruk. Dis gewoonlik as hulle vir ons met ons klaar by die dokter se kantoor en hulle sê jou bloeddruk is iets meer fout, is dit nie so nie? Bloeddruk is belangrik want wat gebeur as daar geen drukking is in 'n pyp nie? As jy waterpype oopmaak of as jy 'n kraan oopmaak en daar's geen drukking nie, kom die water uit? Dit kom nie uit nie. Okay. So het ons is Polabora se waterpype so. Okay, so stem julle saam dat 'n mens se bloeddruk moenie 0 wees nie. Daar moet 'n bietjie drukking wees om daai bloed aan die vloei te hou. En om daai bloeddruk konstant te hou, het ons are wat spierlaagies in het, waar daai are se wyte, sy diameter, wat is diameter in Afrikaans? Die are se deursnee, joh, dis 'n groot woord. Die are se deursnee kan aangepas word en nouer wees of wyer wees om die bloeddruk konstant te hou, sodat wanneer ek regop staan, kan dit aanpas in vergelyking met wanneer ek lê, en as ek skielik opstaan en as ek skielik gaan lê, dan pas my are die drukking aan om dit konstant te hou, sodat die bloed konstant kan vloei. Is dit nie ongelooflik nie? Wie van julle stem saam met my as julle na daai basiese konsep kyk, dat dit sê weer eens vir ons, wow, wat 'n ongelooflike skepper wat hierdie dinge in ons liggame ingebou het. Nou, met daai laagie van spiere wat daar is, wil ek vir julle nog 'n gedagte gou wys. Ek sit daar 'n bietjie ekstra inligting in vir die biologie kinders en studente en almal wat belangstel. Ons sal hierdie skyfies met julle deel en dan is julle welkom om daar ekstra te gaan lees. Maar stem julle saam dat weer eens as ons hierna kyk, dan sien ons dat die Here weet dat elke selletjie in die liggaam se gesondheid en lewe hang af van die bloed. So hy het nie net seker gemaak dat die bloed kry wat hy moet kry nie, maar hy maak seker dat die vloei van daai bloed ondersteun kan word, selfs deur die vorm van die pype waardeur dit vloei. So wat is die are? As ons nou moet opsom vir 'n kind van 2, dan kan ons sê dat die are is maar net die pype wat seker maak dat daai bloed vervoer kan word en die are maak seker dat daai bloedvloei konstant kan wees. So ons almal nog by mekaar. Wie het ek al verloor? Is daar enige iemand wat voel asof hulle nou heeltemal verlore is of te mekaar is? Julle is welkom om my te stop en vir my te sê as julle nou nie lekker met my is nie. Okay. Ons het nou gekyk na hoe daai are moet werk, maar ek wil vir julle kortliks wys wat gebeur as daar iets fout gaan met daai are. Wat gebeur as daar 'n groot blokkasie is met die verkeer en jy wag vir jou takealot bestelling en die paaie kom nie oop nie want die paaie het weggespoel met 'n vloed of iets het gebeur. Dan sit jy op jette kole en jy wag vir takealot om jou aflewering te bring, maar jou takealot karretjie kan nie uitkom nie. Stem julle saam? Wat gebeur as jy Johannesburg toe ry en skielik is daar 'n groot hoofpaaie wat geblok is want daar's 'n groot ongeluk? Wat gebeur met die vloei van die verkeer? Dis 'n groot probleem. Stem julle saam? Ons are is presies dieselfde. Nou ons het gekyk na 'n gewone aar en ons het gesien dat hy moet lekker oop wees. So 'n ander manier om daaraan te dink is as jy deur 'n toiletrolletjie kyk, elke keer nou as jy na 'n toiletrolletjie kyk, dan kan jy dink aan 'n aar, want dis maar basies so dit is. Het julle al toe julle klein was, het julle ook as julle verveeld is op die toiletrolletjie se karton so uitmekaar uitgetrek? Okay. Dis daai laagies. Julle kan nou volgende keer as julle dit doen, dan kan julle dink daaraan dis soos die laag van 'n aar. Daar's meer as een laagie. Okay? Maar wat gebeur nou as daar ietsie fout gaan met daai aar se struktuur? Lyk dit vir julle asof dit 'n normale aarstruktuur is daar? Hier's ietsie fout hier, stem julle saam? Wie van julle het al gehoor, en ons het nou maar die groot woord daar ingesit, atherosclerosis of arteriolosclerosis, is 2 groot woorde, wat eintlik maar net bedoel, dat die are word verhard of verkalk. Wie van julle het al gehoor van verkalkte are? Dis nogal 'n algemene term, né? Wat dit eintlik bedoel, is dat daar is verkalkte vetselletjies, glo dit of nie, of cholesterolselletjies, wat die aar nou kom blok. Maar ek wil iets interessant vir julle uitwys hier, wat mense baie keer mis. Kan julle sien op hierdie prentjie, waar sit daai verkalkte vetselletjies? Sit dit in die binnekant van die aar? Want as daar verkalkte vetselletjies aan die binnekant van die aar is, as jy nou dink aan 'n toiletrolletjie en jy sit nou 'n wattebolletjie daarin, dan kan jy mos net uitstoot, is dit nie so nie? Maar hier sit hierdie verkalkte storie en hierdie prentjie teken om anderste. En dit is wat baie van ons mis, is om te besef dat daai verkalkte vetselletjies, daai cholesterol aanpaksels, soos wat hulle baie keer van dit praat, sit nie in die binnekant van die aar nie. Dit sit hier, tussen die laagies van die wand van die aar.
kan dit maklik uitwas as dit so sit. Dit kan nogal nie. So om dit 'n klein bietjie verder te verduidelik, weer eens, ons gaan nie al die groot woorde lees nie, maar hier op hierdie prentjie kan mens sien, dit begin by 'n paar van daai aar se selletjies aan die binnekant wat beskadig word of wat bietjie seer kry. En dan is daar cholesterol wat daar kom vassit amper soos 'n pleister wat dit kom toeplak. Eintlik om daai wondjie te beskerm van 'n rou en beskadigde area. Maar as dit nie opklaar nie, dan beweeg daai cholesterol na tussen die laag van die wand in en daar skuif dit in en daar's bietjie meer wat kan inskuif en dan nog wat kan inskuif totdat daai aanpaksels in die wand van die aar geïntegreer is en permanent daar vassit. Nou kan ek net vir julle vra, as julle nou daarna luister, stem julle saam met my dat dit maak dat mense 'n klein bietjie meer bekommerd is as wat jy voorheen dalk gedink het aan daai cholesterol aanpaksels. Toe ek dit vir die eerste keer gehoor het, toe besef ek maar dit wat ek voorheen gedink het, hoe klink dit as jy cholesterol het nou 'n hele ander betekenis. Want as dit in die wand van die aar inbeweeg het, dan is dit nie so maklik om dit net weer uit te skakel nie, is dit nie waar nie? Op die ou einde van die dag, en hierdie prentjie is nie 100% so duidelik aan die onderkant nie, maar op die ou einde van die dag, as daai cholesterol aanpaksels in die wand van die aar integreer, meer en meer en meer en meer, dan sit mens met 'n probleem, want daai hele aar se wand verander in terme van sy funksie en sy vorm. Hy raak naderhand raak die hele vorm daarvan verwronge, en ek het eintlik vergeet, ek moet die ander prentjies weer insit in hierdie skyfies in, maar daar is prentjies wat ons al gesien het, en hulle het dit vir ons gewys toe ek in die universiteit was, en inteendeel ons het baie keer as ons met die kadawers gewerk het, wat jy die goedjies oopmaak en jy dissekteer dit, dan sien jy hoe lyk are wat so verwronge geraak het, waar hy veronderstel is om soos 'n toiletrolletjie te lyk, oop en glad aan die binnekant, raak die hele binnewand totaal en al verwronge, hy raak so skeef en krom, en die aar word verhard, dis hoekom hulle sê hy word verkalk, want daai cholesterol aanpaksels raak harder en harder met ter tyd. Nou wat gebeur met die wand van daai aar as hy so verhard het? Kan hy dan nog oopmaak en toemaak en ontspan en saamtrek? Daai funksie word dan heeltemal verlore. En wat gebeur as daai funksie verlore is? Wat gebeur as daai aar nou nie meer aanpasbaar is nie? Stem julle saam dat dit maak dan sin hoekom daar dan probleme met die drukking van die bloed is? Want waar dit aanpasbaar moet wees, dan begin dit nou verhard en dit sit nou vas. OK. So sou julle saamstem dat hierdie proses is 'n ernstige proses. Stem julle met my saam dat dit is iets wat eintlik nogal redelik groot probleme kan veroorsaak. Nou hier kom die strikvraag, as mens dit so kan sê. Het julle ook al gedink baie keer as mense praat van ek het verkalkte are of ek het 'n verharde aar, het julle al gehoor van mense wat 'n hartomleining kry? Wat gebeur met daai hartomleining? Ek het nou nie 'n kabel om dit te wys hierso nie, maar as daar 'n aar is in die hart wat verkalk is, dan maak hulle basies waar daai aar, as mens nou, kom ek gaan dit nou hierso wys, sê maar julle dink nou aan hierdie pypie gedeelte as die aar wat in die hart is, wat hulle nou oor bekommerd is. As daar 'n blokkasie is op een plek in daai aar, dan bring hulle basies 'n gesonde stukkie aar en hulle werk hom vas aan hierdie kant en werk hom vas aan daai kant om dit te bypass, om dit te omlyn. Dis basies wat dit. So dan in plaas van dat die bloed moet vloei deur die geblokte deel, vloei dit deur die ompad. OK? So dis wat hulle met die chirurgie doen. En as hulle 'n dubbel hartomleining doen, dan is dit 2 aartjies wat hulle omlyn. En as hulle 'n triple of 'n 6 aartjies, dan doen hulle 6 aartjies wat hulle omlyn. Maar wat is die implikasie van as daar are is in die hart wat so lyk? Om daai vraag te beantwoord, moet ek nog een kernbelangrike inligting vir julle gee, en dit is om terug te kom na wat oorspronklik hierdie proses aan die gang sit. Hoekom begin dit? Dit is iets wat die binnewand van die aar irriteer of beskadig dat daar wonde kom aan die binnekant. Nou waar dink julle sal dit kan gebeur? Hoekom sal daar iets wees wat die binnewand van 'n aar so irriteer dat daar wondjies kom daar? Enige gedagtes? Dit kan net in die bloed wees, want daar's geen ander toegang, buiten van as ons nou praat van 'n messteek wat van buite afkom nie. As ons praat van iets wat die binnewand van 'n aar skade doen, dan moet dit van die binnekant van die aar afkom, en dit is waar die bloed in is. So dit kom van as daar toksines in die bloed is, wat so toksies is, dat dit die aar aan die binnekant brandwonde gee, chemiese wonde gee, of selfs meganiese wonde gee. Weet julle dat as mense bloedsuiker aanhoudend hoog is, elke keer as jou bloedsuiker bo 10 gaan,
Elke liewe keer as daai bloedsuiker hoog is, dan is daai bloed so gekonsentreerd met suiker en die suiker, wat gebeur as jy suiker aanhoudend insit in 'n glas water in, een na die ander lepel? Julle weet, dit kom op 'n punt waar dit nie meer kan oplos nie. Die kristalletjies bly daar. Jy kan maar roer en dit wil nie meer oplos nie. As jou bloedsuikerkonsentrasie so hoog is, dat die suiker nie meer ordentlik oplos nie, dan maak dit kristalletjies wat letterlik skraapwonde gee aan die binnekant van die are. En dan saam met dit nog die toksines wat nog verder kan skade doen daar. Kry ons 'n prentjie in ons gedagtes van hoe lyk hierdie binnekant van die toiletrolletjies, die pypies wat vir ons aan die lewe hou. So sou julle saamstem dat dit is belangrik vir ons om op 'n manier agter te kan kom, wat is dit om te vermy, wat seker kan maak dat hierdie proses by nommer 1 nie eers aan die gang gesit word nie. Dat daar niks is wat my are binnekant skade doen nie, sodat hierdie proses nie op die einde van die dag aaneenkom nie. Stem julle ook saam met my as ek sê dat ons is baie gou partykeer om te sê, die probleem is dat ek te veel cholesterol het. Maar sien julle dat cholesterol was eintlik die pleistertjie wat kom plak het hierso op die wonde. Die eerste stap van die probleem was die skade wat in die are gebeur het. Dus ons almal nog saam met mekaar hierso. Nou, daar's verskillende simptome wat mense partykeer kan kry, wat vir hulle 'n rooi lig kan wees. En as julle hierna kyk, sal julle met my saamstem, dat hier is 'n paar dinge wat mense nie altyd by mekaar sit by hierdie probleem nie. Mense sal partykeer vir jou sê, "Jog, ek het altyd koue voete." Nou kom ek sê net, dit bedoel nie almal wat koue voete het, se are lyk soos daai nie. Daar's verskillende redes hoekom jy koue voete kan hê. Soos dit kan ook winter wees en jy het nie kouse aan nie. So ons gaan nou nie die dam onder die eend uitdruk hierso nie. Ons sê nie dat elke persoon wat hierso 'n simptoom raak sien dat jy noodwendig hierdie probleem met jou are het nie. Maar as mense vir my sê, "Jog, ek het gereeld koue voete en ek het gereeld kopsere en ek kry partykeer swelling en ek het." En as jy 'n paar van hierdie simptome bymekaar sit, dan kan mens partykeer begin wonder, is dit moontlik? En ons kan maar net die vraag vra, is dit moontlik dat die probleem in die oorsprong is by die feit dat hulle bloedsirkulasie nie meer reg is nie? Want soos julle kan gedagtes bymekaar sit hier, as my bloedsirkulasie swak is, sê maar my are lyk so, soos wat ons nou na daai prentjies van gesien het, dan kan dit verskillende sisteme affekteer, is ek reg as ek dit sê? Kom ek vra hierdie vraag, as dit toksines is in die bloed, wat daai are beskadig het, wat is die kans dat as ek 'n hartomleining nodig het, dat dit net my hart se are is wat geaffekteer was? Ek gaan dit weer vra, want ek wil hê julle moet daai vraag nie mis nie. As daar genoeg toksines in my bloed was, dat die are in my hart so erg beskadig was, dat ek nou 'n hartomleining nodig het, wat is die kans dat daai toksines wat in die bloed vloei, net my hart se are geaffekteer het? Die kans is 'n ronde 0, 'n absolute ronde 0, en dit is bewys met oor en oor in die mediese veld, waar hulle weet dat as mense geblokte are het, dan is dit ook al klaar 'n feit dat daar ander areas is in die liggaam wat geaffekteer is. So dan kan ons weer eens sien dat dit maak sin dat daar klomp simptome is wat bymekaar sal kom, want as my bloed soveel gifstowwe in het, dat die are binnekant begin verkalk, dat daar skade is, dat daar verkalking is, dan weet ek, dit gaan affekteer hoe daai bloed vloei. Wat van as daai aartjie so geblok is, as daai vernouing daar plaasgevind het, kan die bloed ordentlik vloei? Kan die bloed se afleweringsstelsel reg werk? So dan gaan dit verskillende organe affekteer. My brein kry nie genoeg bloed nie, my niere kry nie genoeg bloed nie, verskillende dele. Maak dit sin? Maak daai prentjie 'n sinnelike prentjie saam. So met al daai simptome wat saamkom, kom dit terug na wat ons vroeër oor gepraat het. Hierdie is 'n afleweringsstelsel. As ons kyk na dit op die eenvoudigste vlak, is dit pype wat 'n afleweringsstelsel is, waardeur die bloed moet vloei. En as daar 'n probleem is met die bloed, het ons 'n klaar probleem. Is ek reg as ek dit sê? As dit gifstowwe is wat aflewer, het ons klaar 'n probleem. Maar daai gifstowwe self kan die pype affekteer, en dan het ek nog 'n groter probleem. Want dan is daai pype nie oop om die bloedvloei te ondersteun nie. Stem julle saam dat hierdie is skrikwekkende gedagtes eintlik as mens daaraan dink? Baie keer dan vra mense my, hoekom kry ek nou nierversaking op die ouderdom van 55? Ek het nog nooit met my niere gesukkel nie. Nou, hoekom wil jy nou vir my sê ek het nierprobleme? Partykeer dan gee mens vir mense bloeduitslae en jy sê vir hulle, hoorie, die bloeduitslae wys dat jou niere het 'n groot probleem. Dan stry hulle met my, dan sê hulle vir my, nee, daar's nie 'n manier nie. Daai bloeduitslag moet verkeerd wees, ek het nog nooit met my niere gesukkel nie. Stem julle saam, as ons hierdie prentjie alles in ag neem, dan besef ons dat
dat die skade bou mettertyd op. Dis iets wat bietjie vir bietjie erger raak, want daai toksines is nie oornag wat dit die skade doen nie. Dit doen nou bietjie skade aan hierdie aartjie en môre is dit nog daai aar wat bykom en dan sit nog aar. En so bou die skade mettertyd op. En dit raak erger en erger en dit vermeerder, dit versprei na meer areas toe. En dan kom dit op 'n punt waar dit verskeie sisteme in die liggaam affekteer. Nou gisteraand het ons gepraat van die klein aartjies wat in die longe is. Stem julle saam dat die klein aartjies gaan die vinnigste moeilikheid kry? As ek 'n groot aar het en hy het nou al daai aanpaksels wat daar sit en hy het halfte van sy plek wat hy nou nie meer het, sê maar hy's nou halfpad geblok. Kan die bloed nog vloei daardeur as dit 'n groot aar is? Dit kan nog relatief maklik vloei al is hy halfpad geblok. Maar wat as dit 'n aartjie is wat one by one daai bloedselletjies moet deurlaat? Wat gebeur met daai aartjie as hy 50% geblok is? Stem julle saam, dis 'n groter, hy gaan vinniger simptome wys as ek dit so kan sê. En waar is die kleinste aartjies in ons liggame? So het gisteraand gesien, in die longe is dit verskriklike klein en fyn aartjies. Waar is nog die klein aartjies? My oë is een van hulle. My oë is een van die plekke wat die fynste klein aartjies het. So as daar hierdie tipe van skade in my bloed is en aan my are is, gaan mense baie keer begin probleme kry met hulle sig en hulle visie. En wie eens hulle dink, maar my ouma het ook 'n bril gedra, so ek dra maar net 'n bril want dit is geneties. Maar dit is intussen tyd al klare gevaarteken van skade baie keer. Die brein het verskriklike fyn aartjies, die niere het verskriklike fyn aartjies, die longe het fyn aartjies. Wie van julle kan klaarkom sonder die brein? Is dit lekker om klaar te kom sonder my oë? Kan ek funksioneer sonder my niere? Enige van julle? Sien julle dat dit is die kernorgane, dit is die belangrikste organe wat die fynste aartjies het. Hoekom? Want dit is fyn bloedomloop wat daai orgaan ondersteun. Maar dit bedoel daai orgaan is ook vatbaar vir hierdie skade. En die skade bou op mettertyd en dit raak erger en erger en op die einde van die dag sit ons met 'n groot probleem. Baie dankie meneer Erasmus dat jy vir ons help terwyl ons hier aan die gang is. Hierdie is 'n prentjie van 'n aar wat oopgesny is en wat nog relatief goed lyk. Sien julle dat daar 'n lekker gladde area daar. Die are of daai aar se binnewand is nog glad. Soos 'n goeie geteerde, nie geteerde pad. Ek weet ons Suid-Afrikaners weet nie lekker hoe lyk dit nie, maar dis okay. Gebruik julle verbeelding en dink aan 'n pad wat glad is. Dit is hoe daai aar lyk. Sien julle die potholes hierso? Dit is bietjie meer bekend vir ons as Suid-Afrikaners. Is die verkeer glad in 'n aar wat so lyk? Vloei die bloed maklik deur 'n aar wat so verwronge is? Wat van hierdie aar? As jy hom oopsluit, mens kan amper nie eers meer sien dis 'n aar nie. Vloei bloed maklik as dit is hoe die binnekant van 'n aar lyk? En glo dit of nie, hierdie prentjies van hoe are lyk, het ons al gesien as ons die are uitsny in operasies van mense wat nog funksioneer. Ek praat nie net van mense wat nou al op hulle doodbed is nie. Inteendeel, as ek met statistieke kyk, kan ek vir julle sê dat meer as 20 of 30% van ons wat in hierdie vertrek sit, het al klaar are wat so lyk. En ons besef dit nie eers nie. Is dit 'n bietjie kommerwekkend? Alright, hier is nog 'n pragtige prentjie wat vir ons dit baie mooi wys. Dit is 'n gladde aar en dit is 'n aar van iemand wat baie erg arteriosklerose het of daai verkalking van die are. Wie van ons is opgewonde om are te hê wat so lyk? Nou, ek is seker julle brand om die volgende vraag te vra. Kan ek dit voorkom? Punt nommer 1. En as ek al klaar hierdie probleem het, wat kan daaraan gedoen word? Stem julle saam dat dit is graag wat ons dan op die einde van die dag wil weet. Hier's net nog 'n prentjie. Dankie. Dit lyk nie lekker nie. Doen dit? Hierdie verwronge are lyk nie baie mooi nie. Is ek reg as ek dit sê? Is daar enige deel van die liggaam wat kan oorleef en wat kan floreer sonder goeie bloedsomloop? Daar is nie. Is daar enige selletjie in my liggaam wat oukei sal wees, inteendeel wat optimaal gesond sal wees, wanneer daar nie goeie bloedtoevoer na daai area toe is nie? Daar is nie. So is daar 'n deel van my liggaam wat sal kan gesond wees as my are lyk soos daai. Dis onmoontlik. Nou, hierdie prentjie is eintlik net daar om nog 'n saadjie in ons gedagtes te plant, want ons is baie vinnig baie keer om te dink, joh, gelukkig is daar dan nou pille wat ek kan vat, want
Die pille sorteer my cholesterol uit. Maar wat het ons gesien van daai are se prentjies? Is die cholesterol in die oop deel van daai toiletrolletjie van die are of is dit in die wand in? Dis in die wand geïntegreer. Sal cholesterolpilletjies die are skoon maak wat al klaar beskadig is? Dit doen nie. Die mediese handboeke maak geen geheim daarvan dat cholesterolmedikasie kan nie die are regmaak wat al klaar beskadig is nie. En as die probleem se oorsprong is by die toksines wat daai aar beskadig het, help dit om net die cholesterol weg te vat uit die prentjie uit. Beteken dit dat die skade skielik gaan weg wees? Die skade gaan net anderster wees, want daar's dan nou nie cholesterol wat miskien, of genoeg cholesterol om daai aar toe te plak wat beskadig is nie, maar bedoel dit dat daar gaan geen skade wees nie? Glad nie, want die toksines is nog daar. Daar's 'n vraag aan die kant, yes. Dis 'n baie goeie vraag. Waar kom kynpeper in die prentjie in? Ek gaan nou na hom terugkom. Moenie my laat vergeet nie. Asseblief herinner my as ek vergeet. Hierdie prentjie gee vir ons 'n belangrike bietjie inligting. Die verkope van cholesterolmedikasie het oor die afgelope paar jaar vandat dit beskikbaar was in vroeër jare, soos julle kan sien, het die cholesterolmedikasie maar eers in die 90's beskikbaar geraak en toe het die verkope van daai cholesterolmedikasie wêreldwyd opgestoot. As daai cholesterolmedikasie die probleme regtig weggehou het, wat hand aan hand gaan met hierdie komplikasies. Al daai komplikasies wat kom van daai geblokte are. As die cholesterolmedikasie dit regtig kon uitsorteer. Stem julle saam met my dat dit maak dan nie sin dat daai cholesterol verwante gesondheidsprobleme nog steeds opgeklim het nie. Sien ons dit? Ten spyte van die feit dat mense nou daai medikasie beskikbaar het die hartaanvalle en die beroertes en al daai verwante siektes het nou maar net so ver aanhou bly klim. Wat sê dit vir ons? Dit herinner ons dat as ons teruggaan en ons gaan kyk na hoe daai probleem ontstaan het, dat die probleem het gekom as gevolg van skade wat aan die binnekant van die are gebeur het. En die cholesterolmedikasie het nie daai skade weggevat nie. Wat kan ons daarvan aflei? Stem julle saam, dit maak dat mens bietjie skrik? Want ons word gekondisioneer met die gedagte dat 'n pilletjie my liggaam gesond kan maak. En ek sê dit nie teen pilletjies asof daar geen waarde is om ooit na mediese hulp te gaan nie. Maar stem julle saam dat die oorsprong van daai probleem was nie 'n tekort aan pilletjies nie. Die oorsprong was 'n te veel toksines. En ons moet daarby terugkom. So kom ons kyk na die Here se plan. Wat het die Here vir ons gegee? Hy het vir ons gesê in sy woord, ek het planne ek weet wat 'n planne ek aangaande jou koester. Planne van voorspoed en van hoop en nie van teëspoed nie. Is dit reg? Is dit wat ons sien as ons kyk na die wêreld wat ons in lewe? Sien ons mense wat almal in daai voorspoed leef? Sien ons mense wat almal met daai voorspoedige gesondheid leef? Of sien ons mense wat almal sukkel met al hierdie siektes? Stem julle saam? Dan bedoel dit vir my een ding. As die Here baie duidelik uitgespel het dat sy planne is vir ons voorspoed, en ons sien mense wat nie in voorspoed is nie, dan moet dit wees dat iewers het ons nie heeltemal die volle prentjie van sy plan nie. Stem julle saam? Iewers het ons nog nie raak gevat wat hy eintlik vir ons in gedagte het nie. Want hy beloof vir ons dat sy planne is van voorspoed. En ek wil vir ons terugvat en ons herinner dat ons het gisteraand so 'n bietjie na hierdie versie gekyk en dit is nog steeds my persoonlike anker wat ek in my lewe aan vasklou. Die Here sê vir ons, dit is beter om te vertrou op die Here as om op jou eie hart staat te maak. Vertrou die Here met jou hele hart en moenie op mense kennis staat maak nie. Hoekom? Want ons weet nie alles nie. Ons is die skepping, nie die skepper nie. Daar's geen manier wat ons al die antwoorde kan hê nie. En die Here se waarheid is tydloos. Nou leefstylmedisyne wêreldwyd en ons het geraak in dit gisteraand, maar daar is departemente van leefstylgesondheid wat nou oor die wêreld uitkom. By verskillende groot universiteite begin hulle meer en meer studeer wat is die impak van gesonde leefstyl op gesondheid. En die vraag wat ons by ons opkom as ons na hierdie verwronge are kyk is, kan daai are ooit weer regkom? Maak die pilletjie daai aar weer reg? Nee, hy doen nie. Dit is iets wat bekend is en dit word selfs in die medikasie opskryf, jy weet in die farmakologie handboeke maak hulle dit duidelik dat daai pilletjie doen nie reversal nie. Hy kan nie omkeer doen van die skade wat alreeds daar is nie. Maar wat hulle wel gevind het, is dat wanneer mense leefstylveranderinge maak, dat daar wel omkeer plaasvind. As mense begin om die toksines uit te sny wat oorspronklik skade gedoen het aan die are, as hulle begin om meer te beweeg, as hulle gereeld oefening doen, as hulle gesond eet,
dan is daar herstelprosesse wat plaasvind. 'n Ander ongelooflike interessante ding is, ek het nou nog vir julle genoem van die bypass operasie, onthou julle van die hartse omleining. Weet julle dat oefening is een van die enigste goeders wat bewys is. As jy gereeld oefen en jy doen oefeninge wat jou bietjie druk tot op daai punt wat jy uitasem en bietjie moeg is, dan kan dit die liggaam stimuleer om sy eie nuwe aardjies te vorm wat sy eie bypasses maak. Hulle noem dit new vascularization, groot woord wat maar net bedoel nuwe are se vorming. So jou liggaam groei dan letterlik self 'n aardjie en voorsien die weefsel wat nie genoeg bloedsomloop kry nie, met nuwe bloedsirkulasie deur om nuwe aardjies te vorm. Is dit nie ongelooflik nie? Daar's geen pilletjie wat dit trigger nie. Dis net leefstylveranderinge wat dit trigger. Genoeg oefen, gesonde eet, genoeg water drink. Dit is die dinge wat die liggaam help om daai nuwe aardjies te maak. Maar dan kom daar daai oplossings. En met hierdie gedagtes, as ons nou kyk na wat in die leefstylgesondheid uitgewys word, as dinge wat bewys is, as nie net hand aan hand nie, maar meer effektief as medikasiebehandelinge, dan maak dit my opgewonde, want as ek na hierdie dinge kyk, dan besef ek, daar's iets interessant wat ons daarvan kan terugkyk. Ons kan eintlik teruggaan en kan sien, dat die oorsprong van hierdie beginsels, was nie met leefstylmedisyne wat dit nou ontdek het nie. Die oorsprong van hierdie basiese beginsels, is reg aan die begin. En as julle saam met my terugdink in julle gedagtes na die oorspronklike uitspel van die skepingsweek, dan sien ons dat die Here het uitgespel daar, dat hy het ritme gemaak. Hy het dag en nag gemaak. Hy het aand en môre gemaak, sodat ons kan wakkertyd hê en slaaptyd hê. Hy het water geskep, hy het die atmosfeer geskep. Wat was die dag 2 se atmosfeer? The Lord made the firmament and he separated the waters from above from below. Hy het lig geskep, het hy hele dag omtrent toegewy aan vars lig. Kan jy daaraan indink? Hy het water geskep, hy het sonlig geskep. Hy het die ritmes geskep wat deur die seisoene gaan. Hy het vir ons gesonde kos gemaak en hy het selfs vir ons uitgespel daar, wat is die gesonde kos wat hy weet wat die beste is vir ons liggame. Hy het vir ons gesê in daai skepingsweek se inligting, wat is die beste aktiwiteit? The Lord God took man and put him in a garden to dress and to keep it. Hy het vir ons gesê, wat is jou gesondste omgewing, is 'n tuin en 'n natuurlike omgewing. Hy het vir ons gesê, wat is jou gesondste aktiwiteit? Tuinwerk, buiteligwerk. En so het die Here vir ons uitgespel, reg aan die begin van die Bybel. Daai handleiding vir ons lewe, gee hy vir ons reg aan die begin, die basiese beginsels, vir hoe om ons fisiese liggame gesond te hou. En daai plan word nou deur die slimkoppe raak gesien en gestudeer en hulle besef nou, wow, om genoeg water te drink en genoeg te oefen en genoeg te slaap is die dinge wat die beste impak op jou gesondheid het. Is dit nie ongelooflik nie? Wat sê dit vir ons, vriende? Dit sê vir ons, ek ken die planne wat ek aangaande jou koester. Planne van voorspoed, nie van teëspoed nie. Dit sê vir ons, dat die Bybel is waar die Here sê, voordat jy nog vra, sal ek jou antwoord. Voordat mense nog gevra het oor gesondheid, voordat die eerste persoon self siek geword het die Here al geantwoord en gesê, hier is die resep vir gesond wees. Is dit nie kosbaar om te sien, dat ons Skepper het voorsiening gemaak vooruit, nog voordat ons dit kon droom nie. Nou wil ek 'n laaste gedagte by julle los. Ek is altyd bekommerd, want ek kan vinnig weggevoer word, kan ure staan en gesels, want dit maak my opgewonde om te sien hoe die Here hierdie ding in ons liggame ingebou het. As ons gou moet opsom waar ons oor ons nou gesels het ons gepraat oor 3 komponente basies, en ek weet ons het nie oor die hart so baie diepte gepraat nie, maar ons het gepraat oor 3 komponente wat belangrik is om elke sel in die liggaam in die lewe te hou. Ons het gepraat oor bloed, julle stem saam, en dit wat bloed moet bevat, moet bloed vol goeie dinge wees, ja, en moet die bloed vol gifstowwe wees, asseblief nie. So ons gaan môre ons gesels oor hoe om my bloed suiwer te hou. Maar ons het gesonde bloed nodig om elke sel in die lewe te hou. Dan moet ons ook weet dat daai bloed kan uitkom by elke sel, so ons het die gesonde pype nodig. Stem julle saam? Die bloedvate moet gesond wees. Are en slagare moet gesond wees, hulle moet oop wees om daai bloedvloei te kan ondersteun. En dan het ons ook, weet ons, dat een van die dinge wat daai bloedvloei aan die gang hou, is die drukking wat deur die hart gemaak word met elke keer as hy hart klop, dan stoot dit die bloed en hy stoot hom vorentoe en hy stoot hom vorentoe en dit hou die bloed aan die vloei. So met hierdie 3 komponente, gesonde bloed, gesonde are en 'n gesonde hart, weet ek dat dit is die kardinale belangrike dele wat daai gesonde sirkulasie ondersteun en wat die
gesondheid van elke sel in die hele liggaam ondersteun. Stem ons almal saam met dit? Nou kom ek sit net vir julle 'n ongelooflike ding by, wat vir my getref het soos 'n klip tussen die oë. As ons hierdie opsomming vat, dan sien ons dat die Here het 'n kernles vir ons hier ingebou, wat ons baie keer miskyk. En miskien voordat ek dit sê, moet ons net weer ons herinner, dat in Genesis het die Here gesê, en die Here het die mens gevorm, en die asem in sy neus ingeblaas, né? En Genesis sê ook vir ons, dat God het gesê, come let us make man in our image. Ons is geskep in God se beeld. Hou dit in gedagte, en dan kyk ons na hierdie ongelooflike gedagte. As ons kyk na die hart, weet ons dat die hart staan baie keer simbolies as liefde. Die hele heelal wentel rondom God se liefde. As ons twyfel in God se liefde, dan val alles in duie, is dit nie waar nie? God se liefde is die dryfkrag wat ons almal aan die lewe hou, wat die hele skepping aan die lewe hou. So hier staan ons met die hart wat die liggaam se bloed moet pomp, net soos wat God se liefde die dryfkrag is. Saam met dit weet ons ook dat die bloed van Jesus is die bloed wat ons aan die lewe hou. Dit is die bloed wat vir ons nie net nou lewe gee nie, maar die bloed wat vir ons ewige lewe gee. So die bloed is nie net fisies ons lewe nie, maar simbolies, reg deur die Bybel, beklemtoon die Here, the life is in the blood. Ons lewe hang af van die bloed van Jesus. En om dit verder te vat, weet ons dat hierdie are is kanale. Kan 'n aar bloed vorm? Die aar produseer nie self bloed nie. Die aar is maar net, hy's maar net 'n pypie. En net so sê die Bybel, we are vessels. Ons leer dat ons is die kanale waardeur God se liefde deur midde van Christus se bloed en sy opoffering vir ons uitgedra word na die wêreld toe. En waartoe moet daai bloed in die liggaam gaan? Na elke liewe sel. Waartoe moet hierdie goeie nuus gaan van God se liefde en God se bloed wat ons redding is? Na elke hoek en draai van die Bybel. Die Bybel sê vir ons in die 3 engele boodskap, and I saw another angel crying with a loud voice, to every tongue, nation and kindred. Na elke nasie, na elke taal, elke mens moet hierdie boodskap ontvang. Net soos wat hierdie bloed lewe bring vir elke sel in my liggaam. As ek dan nou in hierdie prentjie raak sien, dat ek is maar net 'n kanaal. Ek kan nie God se liefde maak nie. Ek kan niks skep in myself nie, maar ek kan dit uitdra vir ander mense. Ek kan 'n kanaal wees. Wat sê dit vir ons van die waarde wat God heg aan hoe ons die liggaam hanteer wat hy gebruik as 'n metode om hierdie boodskap uit te dra? Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Jesus het gesê, ons moet by hom ingetak wees. Ons moet aan hom gebind word, sodat hy deur ons kan werk. Ons het 'n groepie geskep vir die van julle wat sou wou hierdie skyfies ontvang. Ons sal dit met julle deel, so asseblief herinner my as julle nie weghardloop na die musiekprogram nie, dan sal ons hierdie op die skerm sit en julle is welkom om aan te skakel by dit. Ons deel hierdie inligting nie met mense omdat ons wil hê mense moet dink ons staan en sê, dis sleg vir jou, dis goed vir jou, dis wat jy mag en wat jy nie mag doen nie. Maar my gebed is dat elkeen van ons in hierdie sal kan sien. En ons gaan vanmiddag 'n bietjie tyd maak vir vrae en antwoorde. Ek weet ons het nog nie spesifiek by tydens 'n vraag uitgekom nie, maar ek dink eintlik ons moet hom vanmiddag bietjie meer in diepte bespreek, dat ons nie die tyd oorhardloop nie. Soos wat ons die liggaam deurkyk, soos wat ons in fokus op verskillende areas van die liggaam, is daar verskillende maniere hoe ek dink die Here net vir ons meer en meer ontbloot, nie net van die liggaam nie net van hoe ons liggame kan oppas nie, maar van dit wat hy eintlik van homself vir ons openbaar in die skepping. En my gebed is dat soos wat julle weer vanoggend na hierdie gekyk het en waar ons saam weer kom kyk na die bloed en die funksie van bloed en die are en al hierdie dinge wat saamwerk, dat ons verbasing en ons verwondering van die Here net kan verbreek. Om te kan sê die Here is werklik waar 'n ongelooflike skepper God, wat ons nie alleen los nie, wat die goeie nuus van sy boodskap van verlossing eintlik in ons liggame ingebou het. En dat ons liggame aan die Here sal kan toewy. Kom ons sluit af met 'n gebed ook. Kom ons buig ons hoofde.
Ons dierbare hemelse Vader. 'n Mens kan nie na die liggaam kyk sonder verwondering nie. Mens kan nie werklik verstaan hoe mense hierdie liggaam kan bestudeer en nog steeds kan weier om te aanvaar dat daar 'n Skepper is nie. Maar ons Here weet dat soos wat ons hier by mekaar kom, kan ons net terugstaan en sê, wow, U het werklik waar planne van ons voorspoed en nie om ons seer te maak of skade aan ons te doen nie. Dankie Here dat U vooruit voorsien het. Dankie dat U ons altyd onderhou. En dankie dat ons na U toe kan kom as Skepper God en kan weet U het altyd die antwoorde. Ek bid dat U ons sal help en sal versterk soos wat ons verder leer, soos wat ons U verder aanbid vandag en soos wat ons dieper waardering kan kry vir U oorspronklike plan en dit wat U daarin ingebou het. In Jesus naam. Amen.